Ek groet elkeen in die wondernaam van ons koning. Vertrou dit gaan goed met almal. Ons Facebook vriende, baie welkom. Mag die Here vir u ryklik seën. Ons kyk uit môre dat u opgetrek het na die huis van die Here, soos wat Hebreërs hoofstuk 10 vers 25 vir ons sê dat moenie nalat om die onderlinge byeenkomste na te kom nie, want dit is vir ons baie belangrik. So sommige dit 'n gewoonte maak nie, maar sê hy, laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag van die Here sien nader kom. So is baie belangrik vanmôre dat u moet besef dat om saam te kom, die gelowiges saam te verenig, is so belangrik dat die Hebreëse skrywer dit vir ons verklaar. Moenie dit nalat om dit na te kom nie. Mag u vanoggend deur u gehoorsaamheid en die oproep van my kant af om saam te kom, vanoggend uit die hand van die Here groot seëning ontvang. Gaan my net om vir Gesina Teron hier van Port Elizabeth, een van ons getrouste inskakelaars op Facebook, net sê sy het haar moeder verloor in hierdie week. Ons gebede gaan vir jou uit, sterkte bid ons jou toe, en ons vertrou dat die Heilige Gees julle sal onderskraag in hierdie tyd van julle hartseer. Vanmôre gaan ek stil staan op die onderwerp ondersoek jouself. Ondersoek jouself. So belangrik vanoggend om daarop te let. Nou ek gaan vir ons lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 5. Ondersoek jouself of julle in die geloof is. Luister baie mooi. Ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef. Niemand anders te nie. Stel jouself op die proef. Of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie. Let op die woord Jesus Christus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. My vraag is, wat is dan die doel van geloof? Ons vat so mis wanneer dit kom op die doel van geloof. Ek wil vir jou voorhou Judas hoofstuk 1 vers 20, waar die skrif dan vir ons duidelik uitspel, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Dit is die doel van jou geloof, dat jou geloof jou kan heilig. Ons het 'n mistasting as dit kom by die woord heilig, net sowel ook die woord genade. Ons vind in Titus hoofstuk 2 vanaf vers 10 tot 11 hierdie woorde: die genade van God, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om ingetoe in hierdie teenswoordige wêreld vroom en regverdig te lewe. So genade leer ons, heiligheid leer ons. Dit is die doel van jou geloof. Ek wil dit bevestig met 1 Petrus hoofstuk 1 vers 7 tot 12, sodat die beproefdheid van jou geloof, jy sien jou geloof gaan beproef word, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. So daar's 'n louteringsproses van jou geloof. Hoekom? Omdat dit 'n heilige geloof is. Let op, heilige geloof wat God aan jou toevertrou het, moet dit nie misbruik nie, want dit gaan gelouter word deur vuur heen, en bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Waaroor gaan geloof? Geloof gaan dat jy bevind mag word tot eer en heerlikheid van Jesus Christus. Vers 8. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. En wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo. En julle verbly met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Waar is daar die blydskap van ons vandag?
Vers 9. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Vers 10. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, nie vir hulle, vir julle, vir ons, bestem is, ondersoek en nagevors. Jy sien ons probleem is vandag, ons ondersoek nie, ons vors nie na wat die woord heiligheid en genade beteken nie. Vers 11, en hulle het nagespeur, hoor nou baie, hulle het nagespeur, nadat hulle ondersoek het, op watter en hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid, mooi, die heerlikheid daarna, na die kruisiging van Christus, verskyn die heerlikheid van God. Vers 12, aan hulle is geopenbaar, nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees. Ek wil dit beklemtoon, ons het net ook gelees. Allerheiligste geloof om julle geloof op te bou deur in die Heilige Gees te bid. Prediking sonder die Heilige Gees, salwing, beteken niks. Gebed sonder die Heilige Gees beteken niks. Wat van die hemel gestuur is, sê die skrif verder, dinge waarin die engele, kyk mooi, begeerig is om te sien, my vriend. Die engele is begeerig, ons het geen behoefte daartoe nie. Nou, hoe kan 'n mens jouself ondersoek? Wil ek die vraag vra sonder die Heilige Gees. Hoe? Die eerste vraag om jouself af te vra, wat is jou waarde vir God? Wat is jou waarde? Jy sien, mense se gedrag word byna sonder uitsondering deur persepsies bepaal. Waaroor dink hulle? Waaroor praat hulle? Jy sien, die gemiddelde persoon se praatjies is negatief, altyd ingestel. Aangesien alles volgens sy soort voortbring, hoef jy nie onderskeiding te hê om te weet wat die toekoms vir hierdie mense inhou nie. Wat egter belangrik is om te weet, en ek wil hê jy moet verstaan wat ek vanmôre bedien, wat egter belangrik is om te weet, is dat gevoelens nie feite is nie. Jou emosies is nie feite nie. In plaas daarvan is hulle eenvoudig 'n spieël van die manier waarop ons dink. Ek hou vir jou voor Spreuke 23 vers 7, die King James Version. For as a man thinketh in his heart, so is he. Kan nie anders te wees as wat jy dink nie. En dis nie feite nie, dis gevoelens. Maar jy sien, hier is die probleem. Ons onrealistiese emosies voel net so geldig en realisties soos opregte gevoelens. So ons skryf outomaties waarheid daaraan toe. Dis die probleem. Dit is eers wanneer ons doelbewus 'n paar tree van ons probleme begin beweeg en terugstap, dat ons 'n duidelike siening van die krag wat aan die werk is, begin kry. Staan net 'n bietjie stil. Pak die emosies net een kant en kyk wat sê die woord van God vir jou. Kan ons probeer om beheer oor ons gedagte lewe te kry? Is ons verstand iets wat bestuur moet word? Of is dit beide die perke? Jy sien, so dikwels is ons geneig
om enige iets wat met die verstand verband hou, vermy. En as gevolg van die verbinding deur okkulte, oosterse godsdienste, westerse wysbegeertes, misleiding in hierdie tyd en metafisika, val ons uit die bus uit. Maar ons sal nooit die ommekeer ervaar wat ons soek sonder 'n bewuste besluit om beheer oor ons gedagtes te neem nie. Ek wil hê jy moet afslaan daarop. Jou gedagtes hardloop met jou weg. Die manier hoe jy dink is jou grootste oorlogsveld. En dit is waar jy die stryd voer vandag. Ons is te geneig om met die vlees te veg. Wat sê die Bybel? Fight the good fight of faith. In 1 Timoteus 6 vers 8-12. Jy moet verstaan vanmôre, die oorlogsveld lê hier tussen jou twee ore. Oor wat sê 2 Korintiërs, hoofstuk 10 vers 3-5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Jy kan nie vleeslike, emosionele benadering toepas om oor jou omstandighede te triomfeer nie. Want, ek wil dit weer beklemtoon, ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings, waar is die vestings? In jou denke, in jou gedagtewêreld neer te werp. Vers 5, terwyl ons planne, waar ontstaan planne, verbreek dit in jou gedagtes. Dis jou oorlogsvoering. En elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, en hier is dit baie belangrik, het jy ooit kennis gekry van God? Het jy daarop gelet? Waar staan jy met jou geloof, jou heilige geloof wat God aan jou toevertrou het, teenoor sy heiligheid? En elke gedagte, hoor nou baie mooi, gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En ek wil vanmôre vir die kerk sê, as u die geestelike implikasie verstaan van die woord van God, sal jy deurbreek in jou geloof, deur te verstaan dat jou wapens is nie vleeslik nie, maar geestelik, om gedagtes gevange te neem en hulle gehoorsaam te maak aan Christus. Nou as jy die woord nie ken nie, wat kan jy toepas? Jesus sê vir die duiwel toe hy versoek het, daar staan geskrywe. Jy sien die vestings wat teen ons werk, kom nie in die vorm van 'n werk, of die ekonomie, of die kritikus nie. Nee, hulle is in die verstand en jou gedagtes en verbeelding vasgepen alreeds. Jy sien die apostel Paulus het aan die gemeente van Romeine geskrywe in Romeine 8 vers 6. Want wat die vlees bedink is die dood. Dis hoekom ons stryd verloor. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Jy het vrede in jou hart. Ondersoek jou hart vanmôre. Lewe jy werklik? Het daar die blydskap in jou opgespring, soos wat die skrif wat ons gelees het verklaar het? Nou, wat moet dan die fokus van ons gedagtes dan wees? Ek hou vir jou voor Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is,
alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Niks anders dan nie, bedink dit. Deur dit te bedink, kan jy enige gees wat infiltreer in jou gedagtewêreld elimineer. U kan daardie planne wat die duiwel teen u beraam, tot niet verklaar. Bedink net wat ons pas vir jou voorgehou het in Filippense 4 vers 8. Kry 'n nuwe persepsie in jou lewe, my vriend. Een van die geskiedenis se belangrikste mediese ontdekkings het gebeur toe Edward Jenner opgehou het om uit te vind hoekom mense pokke gekry het. Hy het eerder begin ondersoek instel na hoekom vroue wat koeiemelk dit nie opgedoen het nie. Uit sy ontdekking dat onskadelike koeipokke beskerming teen die gevreesde pokke gegee het die inenting gekom wat die wêreld se pokkeplaag beëindig het. Jy sien, daar is gesê dat daar geen ongeneeslike siektes is nie. Net ongeneeslike mense. Ek gaan dit weer herhaal. Daar is gesê dat daar geen ongeneeslike siektes is nie. My God het alles aan die kruishout totaal oorwin en sy laaste woorde was: It is finished. Dit is volbring. Jy sien, daar's net ongeneeslike mense, omdat die verstand besoedel is deur die planne van die vyand. Nou waar begin ons vanoggend? Waar herstel ons in ons ondersoek, in ons eie lewe? Jou aanvanklike vraag, wanneer jy na 'n padkaart kyk, is: waar is ek op hierdie oomblik? Die eerste stap om bestemming te bereik, is om jou huidige ligging te bepaal. Die skrif gee ons insig vanuit God se perspektief, nie uit menslike nie, nie uit emosionele nie, nie soos die mens en die wêreld dink nie, maar in die perspektief hoe God dit sien. Jy sien, hy verander ons nie, sodat hy ons kan aanvaar nie. Hy aanvaar ons eerstens, sodat hy ons kan verander. En dis waar jou heilige geloof, allerheiligste geloof inkom vanmôre. Jou geloof is besig om na jou toestand te kyk, om dit te heilig, sodat jy aanvaarbaar kan word vir die lewende God. Waar begin jy vandag? Juis by dit, waarvoor die Heilige Gees in hierdie tyd aan ons gegee is. Iets anders oor aanvaarbaar of aanvaarding gaan nie net verandering vooraf nie, maar dit is die oorsprong of die aansporing, wat ek het liewerste so stel, die aansporing om te verander, sodra ons dinge werklik sien soos dit is. Dit sal ons op een of ander manier meer begeerte gee om getransformeer te word. Dis wat geloof doen, heilige geloof, allerheiligste geloof, deur in die Heilige Gees te bid. Ons almal is produkte van keuses wat ons gemaak het. Almal van ons. Daarom kom 'n tyd wanneer jy moet sê, ja, ek is bereid om
te verander. Jy sien die kortste roete vanaf die beginpunt tot jou bestemming is die snelweg gemerk, gewillig om te verander. Dinge wat die mens nie wil doen nie. Hy verlustig om in sy plesiere, hy verlustig om in die werke van die vlees. Maar die hoofweg, die snelweg is gemerk van jou uitkomste gewillig om te verander. Volg daai weg vanoggend. Is dit riskant? Ja. Waarheen lei dit? Dit lei na die proses dat God jou heilig. Dit wat jy nog nie ondervind het nie. Sal daar mislukkings wees? Baie beslis. 'n totale vasberadenheid om te verander sal feite van die onontginde vermoëns gebruik wat die meeste mense nooit benut nie. Dis ons probleem. Ons is nie bereid om te verander nie. Ons ry nog op die ou tradisie. Ons wil nie gaan ondersoek nie. Ons wil nie tot die werklikheid kom nie, soos wat die ou profete geondersoek het, en hierdie dinge op ons wys vir die koms van Christus. Daarom, my vriend, wil ek vanmôre weer eens beklemtoon, ondersoek jou self, delf in, kyk of dit klop met die woord van die Here. Jy hoef nie vertel te word wanneer daardie oomblik van besluit plaasvind nie. Jy hoef nie. Jy weet dit. Jy sal voel die resoneer van diep binne. Dit resoneer diep binne. Hulle sal jou gedagtes en jou hart wakker maak. Die man en vrou wat bereid is om te verander, luister baie mooi, sal ervaar dat van diep binne spring dit op om te wees soos hy is. Ek hou vir jou Filippense 2 vers 13 tot 15 voor. Want dit is God wat in julle werk om te wil as om te werk na sy welbehae. Jy sien, God werk nie van God werk binne jou. Hier van binne af. Sal jy weet, want God werk in jou. Nie 'n mens nie, nie ek nie. God en sy woord werk in jou vanmôre. Dit werk in jou sodat jy hom welbehaaglik kan wees. Dis sy doel. Hy werk elke dag in jou. Elke oomblik van jou lewe werk God in jou. In vers 14 sê hy, doen alles sonder memorering en teespraak. Doen wat die woord sê. Doen wat God vir jou sê. Hy het vir ons die kriteria bepaal. Meet jou nie met jou broer nie. Meet jou nie met jou suster nie. Meet jou nie met iemand anderste nie. Meet jou met die woord van God. Ondersoek jou daarmee. Doen dit sonder memorering en sonder teespraak. Want dan geval jy God in jou oorwinning. Vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kom ons wees eerlik. Die kerk, is daar opregtheid in die hart? Om God in gees en in waarheid te dien? Is daar? Die Bybel gaan verder, hy sê, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en 'n gedraaide geslag, maak nie saak wat om ons gebeur nie. Hoor my, te midde van hierdie krom en verdraaide geslag, wees jy opreg met die Here. Wees jy opreg met jou hart, wees jy opreg met jou broer en jou suster, met jou vrou en almal wat daarmee gepaard gaan. Ten spyte van 'n krom en 'n gedraaide, verdraaide geslag,
Wat probeer ons ontspoor op hierdie snelweg wat genoem word verander? Sodat julle kan skyn, sê die skrif verder, soos ligte in die wêreld.